Ons staan nou al meer as een geleentheid stil by Romeine 8. En ons het gehoor dat daar die smagting in die skepping en in die harte van mense is, dat alles bevry sal word. En ons het gehoor dat ons in hierdie verwagting nie alleen vra nie, nie alleen smag nie, maar dat die Gees van God, selfs die gebede wat ons nie hardop sê nie, na God toe neem, om dit wat in ons harte is, voor die Vader se voete neer te lê. Dis ongelooflik om dit te besef. Maar dan hoor ons ook vandag wat 'n verskil dit alles vir ons maak. Vers 28 vertel vir ons wat nog smag na die uitkoms in verlossing, ons wat nog hoop op die sekerhede van die uitkoms, dat ons ook die volgende woorde kan bely. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Ongelooflike woorde. Vir mense wat swaar gekry het, mense wat gevaar en moeilike tye in die gesig gestaar het, moes dit eintlik vreemde woorde gewees het om te hoor. Woorde wat sê, uiteindelik sal alles ten goeie uitwerk vir die wat vir God lief is. En dan kan ons vra, maar hoe is dit moontlik om vervolging te beleef en dan uit te glo dat alles ten goeie gaan uitwerk? Hoe is dit moontlik dat ons siekte ervaar en vashou aan die gedagte dat alles ten goeie gaan uitwerk? Hoe is dit moontlik om iemand naby in jou hart aan die dood af te staan en dan nog te bly glo dat alles goed sal uitwerk? En hierdie woorde help ons om te verstaan dat ons kan aflei dat alles wat met ons gebeur nie altyd noodwendig 'n wonderlike positiewe uitkoms gaan hê nie. Want baie keer is die goed wat ons beleef net te ingrypend, net te swaar. Maar wat die woorde wel probeer sê, is dat ons in die lig van die feit dat ons smag na die koninkryk van God se volkome deurbreek, in die sin dat ons uitsien na die ewige heerlikheid, en in die sin dat ons weet dat God se Gees teenwoordig is, en selfs ons gebede na die Vader toe neem, kan ons mos weet dat uiteindelik alles ten goeie sal uitwerk. En dan word daar vertel in die Tweede Wêreldoorlog van 'n man wat in die konsentrasiekampe die volgende gesê het: soms val daar klippe van pyn en hartseer en ellende, maar die God waarin ons glo is so almagtig, dat hy nie noodwendig daardie klippe wegneem nie, maar dat hy daardie klippe wat geval het, kan pers, tot daar druppels seën daaruit drup. En dis net 'n ander manier om Paulus se belydenis te verwoord. As ons in ons smagting na God se ingrype, ons hand in syne hou, en as ons hoor dat die Heilige Gees dit wat in ons hart is na God toe vat, dan kan ons vertrou dat God uiteindelik alles ten goeie laat meewerk. En as dit dan nie in hierdie lewe is nie, daar waar die dinge nuut gemaak word. Hierdie gedeelte help ons om aan daardie belofte van die Here ook vas te hou en realisties daarna te kyk. Volgende keer sluit ons af met Romeine 8.